Goeiedag aan al ons goeie nuusvriende. Het is lekker om weer 'n bietjie tyd saam met julle te kan spandeer. Ek wil net so 'n paar minute met julle gesels oor 'n item wat vir my so vasgevang het toe ek dit so in die week deurlees en oordink. En ek wil met julle praat oor sagmoedigheid teenoor swakheid. So meekness versus weakness. Nou my sleutelvers wat ek wil gebruik kom uit Matteus 11 vers 29 tot 30. Neem my juk op, julle, en leer van my. So leer van my. En ek dink as Jesus vir ons sê, leer van my, kan ons maar aandag gee. Kan ons maar seker wees, daar kom ietsie groots wat hy ons gaan leer. En leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. So kom ons kyk bietjie na hierdie twee terme swakheid en sagmoedigheid. En as ons dit net van 'n woordeboek perspektief af kyk, swakheid is die toestand van swak en kragteloos wees. So om sonder krag te wees, fitloosheid, 'n gebrek of 'n fout te hê. Dit is swakheid volgens die woordeboek. Dan sagmoedigheid. Die toestand of mate van sagaardig wees. So dit beskryf 'n tipe karakter wat sag van aard is en so optree. Maar kom ons kyk nou daarna so bietjie rondom 'n Bybelse perspektief. En daar kry ek swakheid is 'n gebrek aan mag of moed. Swakheid beteken jy het nie die vermoë, die wil of geloof om op te tree nie. So jy kom nie in werking nie, jy kom nie in beweging nie, jy begin nie om iets te doen nie. Jy is swak in jou toestand waarin jy verkeer. Nou Rigters 6 vers 15, Gideon sê, my geslag is die swakste in Manasse en ek is die geringste in my familie. So Gideon het homself as swak beskou, maar God het hom tog gekies omdat hy sy krag in swakheid volbring. Soos 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. So, dit is oukei om swakheid te hê in jou, solank jy jou vertroue in God sit. God gebruik ons swakheid om sy krag te wys. Maar, dis wanneer ons afhanklik is van hom, dat ons sterk word. Dat ons daardie swakheid begin aflê. Kom ons kyk nou na sagmoedigheid. Nou luister mooi na hierdie sinsnede, want dit was vir my so treffend toe ek dit kry. Sagmoedigheid is krag onder beheersing. So jy's kragtig, jy het genoeg krag, maar jy verkies om dit in sagmoedigheid uit te voer. Om nie wapens te gryp nie, maar om sagmoedig op te tree. Nou in vandag se wêreld dink baie mense dat sagmoedigheid dieselfde as swakheid is. Dat 'n sagmoedige persoon iemand is wat maklik vertrap of oorgesien kan word. Maar die Bybel wys vir ons dat sagmoedigheid 'n geestelike krag is wat van God afkom. Sagmoedigheid is 'n geestelike krag wat van God afkom. Sagmoedigheid is nie passiwiteit nie. Dis selfbeheersing en nederigheid. En dit veral teenoor ander mense. In jou optrede daagliks teenoor ander mense. Jy het krag, maar jy verkies om sagmoedig op te tree. Dis 'n keuse om liefde bo
vergelding te kies. Matteus 5 vers 5 sê, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. En Spreuke 16 vers 32 sê, hy wat lankmoedig is beter as 'n held, en hy wat sy gees beheers as een wat 'n stad inneem. Hoe wonderlik is dit nie? Dit beskryf vir ons 'n held, maar iemand wat sagmoedig optree is nog beter as 'n held. En iemand wat sy gees beheers is beter as iemand wat 'n hero is wat 'n stad inneem. Sagmoedigheid is 'n krag van God. Nou Jesus is ons grootste voorbeeld van sagmoedigheid. En soos ek vroeër gesê het, as Jesus vir ons sê, leer van my, dan kan ons maar regtig waar aandag gee. Hy het die mag gehad om engele te roep om hom te hulp te kom, 'n legioen van engele, maar hy het gekies om in liefde te dien en te lei. Jesaja 53 vers 7 sê, hy is mishandel, nogtans het hy hom verootmoedig en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Is dit nie maar 'n les wat ons kan leer nie? Ons is so gou om met hierdie mond van ons aan te val. So Jesus, hy is sagmoedig, maar hy's magtig. Jesus sê in Matteus 11 vers 29, ek is sagmoedig en nederig van hart. So as hy sê hy is sagmoedig, hy was nie swak nie. So dit was nie swakheid nie. Hy is die een wat die see stil gemaak het. Hy het duisende mense gevoed met so klein bietjie kos. Hy het die dood oorwin. Maar hy het homself verneder, gekies om minder te word, om ons te red. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê, hy het homself verneder en gehoorsaam geword, tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Hy het gekies, hy het mag gehad, maar hy het verkies om sagmoedig op te tree. Ware sagmoedigheid is om jou krag neer te lê vir 'n hoër doel waarna jy strewe, soos wat Christus die voorbeeld gestel het. Nou sagmoedigheid, weet ons ook, is 'n deel van die vrug van die Gees van God, soos daar in Galasiërs 5 vers 22 tot 23 geskryf is. 'n Sagmoedige gees is 'n teken van geestelike volwassenheid. Dit is nie natuurlik nie, dit is bo-natuurlik. Dit kom wanneer die Heilige Gees kom en jou hart kom verander, jou gesindheid kom verander, jou gedagtes kom verander en beheer vat oor jou liggaam. Jy het die krag en die mag van God in jou, maar jy kies om daardie krag te beheer en sag op te tree. Nou, hoe leef ons sagmoedig sonder om swak te wees? Hier's 'n paar werklike tipe voorbeelde wat ons in ons lewens kan toepas. Reageer met genade wanneer jy beledig word. Hoe gou is ons nie om terug te veg nie. Maar wys genade en wys sagmoedigheid. Kies stilte eerder as om jou regte te eis. Stilte. Soos Jesus voor Pilatus. Hy het verkies om net stil te bly en maar te luister na hoe hulle hom aankla. Onregverdig, maar hy het stil gebly. Gee oor aan God se wil, selfs al wil jy begin veg. Al wil daar die krag in jou opstaan en jy wil wys, wat kan ek aan jou doen? Kies om dit nie te doen nie. Staan vas in geloof, maar met nederigheid en met liefde. 2 Timoteus 2 vers 24 tot 25 sê,
En 'n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te leer, geduldig, en die wat teestaan met sagmoedigheid vermaan. So jy kan selfs mense vermaan, teregwys, maar met sagmoedigheid. So wanneer jy aangeval word, is dit so maklik om te wil veg, om te sê, kom ek wys jou, wat kan ek doen? Maar, dis nie wat die woord van God vir ons sê ons moet doen nie. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Was jy al in 'n rusie betrokke? Het jy gesien wanneer jy begin terugkap en jy sê sleg, dan escalate daardie rusie na 'n hoër vlak en albei persone begin mekaar persoonlik aanvat. Maar as jy in sagmoedigheid optree met 'n sagte woord antwoord, dan kan daardie situasie net so verander. Sagmoedigheid is krag wat onder beheer is. So sagmoedigheid is nie swakheid nie. Dit is goddelike krag wat in jou is, maar wat onder jou beheer is. Dit is Christus se gees in ons. So laat ons kies om sterk in die Here te wees, maar sagmoedig in ons hantering van ander mense. Sagaria 4 vers 6 sê in elk geval, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Sal ons nie maar toelaat dat die gees van God ons lewe en ons handelswyse beheer nie. Kan ons nie maar oorgee hierdie eie ek, hierdie mens in ons wat altyd eerste wil wees, dat ons ondergestel sal wees aan die leiding en die krag van die Heilige Gees nie. Kom ons gaan hierdie res van hierdie week in en ons kyk na elke situasie met nuwe oë. Nie in my eie krag nie, maar met die krag van God in ons. En dan wanneer daardie situasie jou beetpak, dan onthou jy hierdie woord. Dan dink jy aan die sagmoedigheid wat jy gaan bewys. En jy laat toe dat God se gees deur jou werk. Jy laat toe dat daardie krag in jou opkom, maar dat jy beheer daaroor neem en in sagmoedigheid optree. Ek hoop hierdie woord het jou gebless, sodat dit soos wat dit my verryk het, toe ek dit voorberei het. Wees geseënd in Jesus naam.